Geliefdes, vanoggend is dit 'n leerprediking. So ons gaan kyk na twee belydenisskrifte sowel as 3 tekste. Julle sal sien daar is dit is nie reg nie. Ek het nie vir Oper die onlangse verandering gestuur nie. So ons kyk volgende week na dit. Hierdie week kyk ons na die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28 sowel as 29. Saam met dit gaan ons wel Bybel lees, want dit is wat ons doen in die prediking. So ons lees saam eerstens uit 1 Timoteus 5 vers 17 tot vers 20. So ons blaai na die Nuwe Testament toe, ons gaan 1 Timoteus lees, sowel as 2 Timoteus, en dan blaai ons 2 boeke verder na die boek van Hebreërs toe. So 1 Timoteus 5 vers 17 tot 20. 1 Timoteus 5 vers 17 tot 20, ek sal nadat ons alles saam gelees het, sal ek ons fokusvers weer herhaal. Vers 17, die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk, deur te preek en onderrig te gee. Want die skrif sê, jy mag nie 'n bees waarmee jy 'n graandors se werk toebind nie, en ook die arbeiders is geregtig op sy loon. 'n Beskuldiging teen 'n ouderling moet jy nie aanneem, tensy dit deur 2 of 3 getuies bevestig word. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Ons fokusvers in hierdie deel is vers 20. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, sodat die ander ook afgeskrik kan word. Ons blaai dan nou na 2 Timoteus toe. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Dit is steeds Paulus aan die woord wanneer hy skryf, 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5. Ek beveel jou, hy nou gedagtes, hy skryf dit aan Timoteus wat hy leer in die gemeente en hy sê, ek beveel jou voor God en voor Jesus Christus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op die koms en sy koninkryk, jou koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alles omstandighede nigter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. In hierdie teks, hierdie gedeelte is ons fokusvers vers 2, verkondig die woord, met ander woord preek. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, met alle geduld onderrig te gee. Dan blaai ons na Hebreërs 10 toe. Hebreërs 10 vanaf vers 23. Ons fokusvers in hierdie deel is vers 25. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar ieder aanmoedig om daarin te gaan, en des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. Ons fokusvers is dan in vers 25, wat vir ons sê, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoontes is nie. Goed, dan kyk ons na die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 29, 28 en 29. Artikel 28 leer vir ons dat elkeen homself moet byvoeg by die ware kerk. Ons glo aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand of status ook al is, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag hou nie. Inteendeel, almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig, om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal, as lede van een en dieselfde liggaam, aan sy leer en tug te onderwerp,
die nek onder die juk van Jesus Christus te buig en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is dit volgens die woord van God die plig van alle gelowiges om hulle af te skei van hulle wat nie aan die kerk behoort nie, en hulle by die vergadering aan te sluit, waar God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van regerders daarteen wees, en daarvoor die dood of die lyfstraf opneem. Daarom handel almal wat hulle van hierdie ware kerk afskei, of nie daarby aansluit nie, in stryd met die bevel van God. Ons lees dan ook artikel 29. Artikel 29 handel oor hoe lyk die ware kerk. Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is. Aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten onregte die naam kerk toeëien. Ons praat hier nie van die heiligelaars wat in die kerk met die goeies vermeng is en tog nie aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik daarin is. Maar ons sê dat 'n mens die liggaam en die gemeenskap van 'n ware kerk moet onderskei van al die sektes wat beweer dat hulle die kerk is. Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende. Wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien, soos Christus dit ingestel het, en die kerk het dit gebruik om die sondes te straf. Kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwer woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is verwerp en Jesus Christus as die enigste hoof erken, hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken. En niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie. Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene. Naamlik hulle geloof dat hulle die enigste verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag en die ware God en hulle naaste liefhet. Nie na regs of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie. Inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewens daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en die gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, en wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. Van die valse kerk, wat die valse kerk betref, dit skryf aan mense, dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie. Dit bedien die sakramente nie, soos Christus dit in die woord beveel het, maar neem weg en voeg by na eie goeddenke. Dit vertrou meer op mense as op Christus en dit vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy gruwels, gierighede en afgoderry bestraf. Hierdie twee kerke het maklik uitgeken en van mekaar onderskei kan word. Ons het nou saam gelees 3 tekste sowel as die Nederlandse geloofbelijdenis, soos wat ek vroeër gesê, is vandag 'n leerprediking. Destyds het mense die Heidelbergse Katekismes, Nederlandse geloofbelijdenis en Dordtse weerreëls gewoonlik in die aandprediking gehoor, maar ons sê dan wil nie meer aandprediking nie. So daarom het ons dit vandag in die erediens. Die tema van vanoggend is: voeg jouself by die ware kerk. Hoor die suiwer woord, vier die sakramente en onderwerp jouself aan die kerklike tug. Liefdes, dit is nie meer vanselfsprekend dat ons hoor mense gaan kerk toe op 'n Sondag. 50 jaar terug sou jy almal in die kerk gaan. As ons net maar net kyk na ons eie kerkgeskiedenis, as ons na die statistieke kyk, sal ons sien hierso in die 1980s, 88s, 87, is die meeste mense in die kerk teenwoordig gewees. So dit is nie eers 50 jaar terug, dit is wat 40 jaar terug. Maar selfs 30 of 20 jaar terug, sou daar nie waarskynlik 'n plek gewees het vir almal om te sit in die kerk, want so vol sou die kerk gewees het. Dit is nie meer vanselfsprekend nie, want daar is soveel ander dinge wat ons kan doen. Ons kan na sportgeleenthede toe gaan, ons kan na restaurante toe gaan, ons kan baie keer, nadat ons gestaan, baie laat gekuier het, vanoggend die kerk te kom. Of bloot
as gevolg van slegtigheid en lyding. Mense sê dat ek glo in Jesus, maar ek het nie 'n kerk nodig. Ek kan kerk by die huis. Ek het nie nodig om by die nagmaal te wees om nagmaal te hê nie. Ek kan dit sommer by die huis doen. Ek gaan nie die Here aanbid by die kerk toe, want die kerk is koud, vandag 'n reënerige dag. Ek kry koud, ek wil by die huis bly en my koffie drink. Nou bring die koffie ook kerk toe en dan kan ons kerk toe. Die belangrikheid is dat mense wat so praat en sê dat ek in die kerk nodig nie, of ek kan by die huis kerk, of ek kan die nagmaal sommer net gebruik wanneer ek wil en waar ek wil, is mense wat nie ernstigheid met die skrif van God het nie. Dis mense wat nie die wil van die Here ken nie. So praat mense wat nie hulle verhouding met die Here eers stel nie. Die Bybel ken nie selfstandige Christene. Die Bybel ken nie Christene wat individualisties funksioneer nie. Christus roep individuele mense by mekaar om saam kerk te wees. Ja, die kerkgebou is net 'n gebou, maar ons kom hier saam om die Here te aanbid en te loof in sy huis van aanbidding. Nie my huis nie jou huis nie, maar die Here se huis. 'n plek waar ons saam kan kom vir hom. Hy het sy bloed gestort om ons vry te maak, sodat ons in dankbaarheid ook saam met mekaar kan aanbid en loof en prys. Die apostel Paulus waarsku hierteen wanneer ons lees in Timoteus 2 vers 4, 2 hoofstuk 4 vers 2, waar hy praat van die woordverkondiging. Hy sê vir Timoteus, jy moet dit tydig en ontydig verkondig. Praat daaroor. So ons doen dit nie net op Sondag by die kerk nie, maar ons doen dit ook wanneer ons by 'n braaivleisvier is, of by 'n troue is, begrafnis, noem dit, waar ook al ons gaan. Tydig en ontydig moet ons praat oor die gesonde lewe. Mense wat sê, ons is Christene, en dan liefdeloos optree, getuig nie hiervan. Hulle sit baie keer in kerk in 'n boksie. Ons gaan net op Sondag kerk. Die res van die week sal ek bid wanneer ek tyd het. Almal van ons het onlangs gehoor van die groot vermaningsbrief wat daar is. Die vermaningsbrief wat die kerk uitgestuur het vir 'n lidmaat. Om op te roep, om terug te roep. En dan word die brief beskryf en gebruik op allerlei sosiale platforms, en dan mense wat sê as 'n Christen, gebruik dan vuil taal en beskuldig die kerk. Vieslike, ongeldige onwaarhede, wat baie keer ook grens aan godslastering. Maar ons is Christen. Ons leef in sulke tye. Ons leef in sulke tye wat mense sê, wat kerk tree liefdeloos op. Maar wat van die soortgenoemde Christene, wat myself nie byvoeg by die kerk? Die kerk is nie 'n menslike sosiale klap nie. Ons kuier nie net hier saam en doen funksies saam. Ons hoor die woord van God, ons hoor God stem. Hy praat met ons, hy leer ons, hy bemoedig ons, hy lei ons. Dis moet daar vermaning wees, wanneer dit teen die wil van God gaan. Die Nederlandse geloofbelijdenis help ons om ook hierdie te leer en te leef, soos ons pas saam gelees het. Die Nederlandse geloofbelijdenis vat die skrif en gee vir ons 'n tematiese oorsig oor verskillende kwessies in die skrif. Nou 28 en 29 gaan spesifiek rondom die punt van die ware kerk en wat ons self daarby moet toevoeg. Hoe belangrik is dit nie? Artikel 28 sê ons glo dat aangesien hierdie heilige vergadering 'n samekoms is van diegene wat tot die ewige lewe uitverkies is, dat dit vir almal nodig is om daarby te voeg en daaruit nie af te skei nie. Ons ontvang die lewe in Christus. So hoe wil ons onsself nie toevoeg uit dankbaarheid, uit ook vir dit wat God vir ons gedoen het? Paulus sê dan ook juis, so, dit is nodig dat ons mekaar moet aanmoedig om dit te doen. Hoekom? Want die kerk is die liggaam van Christus plaaslik, waar ons uitreik, waar ons bemoedig, waar ons ondersteun, waar ons help. Waar ons mekaar help op ons pad van heiligheid. Daar waar ons sien iemand iets verkeerd doen, help mekaar daarmee.
So ek wil nou die vraag vra, en elkeen van ons word gekonfronteer daarmee, selfs ek. Glo ons die Bybel? Glo ons dat God die Bybel geïnspireer het, en dat hy self aan die woord is? En as ons sê ons glo die Bybel, hoekom doen ons dit dan? Hoekom doen ons nie wat die Here vir ons sê nie? Hoekom moet ons wag dat een of ander profeet kom en vir ons sê, maar die Here spreek dit en dat oor jou lewe uit? Die Here sê vir ons klaar wat ons moet doen in die woord, en dis hoekom dit belangrik is om onsself by te voeg by die ware kerk. Hebreërs 10 vers 25 herinner ons baie hard hieraan. Die belydenisskrif sê die ware kerk. Dit word onderskei van die sektekerke. Die kerke wat nie in lyn is met die woord van God. Sulke kerke sê maar ons is Christene, maar hulle doen nie wat Christus sê nie. Daar is in die laaste 10 jaar amper 15 verskillende denominasies wat mense gesê, maar ek ken iemand in daai geloof wat nou geklassifiseer word as sektekerke. Daardie mense het nog steeds nie tot bekering gekom nie. Dit is belangrik dat ons kan nie van die kerk praat en nie van die kruis praat. Want as gevolg van die kruis is ons saamgebind as kerk, as bruid van Christus. Hy het gelei, hy is verwerp, hy is gemartel. Hy het aan die kruis gesterf vir my jou sonde. Hoe kan ons dan nie saam by mekaar kom om te loof en te prys hieroor nie? God is so goed. Dit klink soveel mooier as ons die Here saam loof en prys as gemeente in die geheel, as wat ons net in ons kar sit en meer nie. Of by die huis sit onder 'n kombers met 'n koppie koffie. Hoor die Here en loof saam die Here. Loof saam met mekaar die Here. Dit is belangrik dat ons ook sien die kruis van Christus het uiteindelik die voorhangsel geskeur. Die laaste oomblikke toe dit volbring is, het die voorhangsel geskeur, sodat ons tot God kan nader. So ja, ons kan tot hom nader by die huis, in die kar, by die werk, enige plek. Maar as teken van dankbaarheid doen ons dit op 'n Sondag ook saam. En daarom moet ons mekaar ook oproep om dit te doen. Artikel 28 sê vir ons, kom saam. En ons bely ook saam, elkeen is verplig om hom of haar daarby te voeg. Deur hom of haar te onderwerp aan die onderwys en die tug van die kerk. En dan hoor jy die mooi woorde. Die persoon moet sy nek onder die juk van Christus Jesus buig en dit dien tot opbouing van die liggaam. As ek alleen by die huis is, kan ek nie ander mense dien, want ek is alleen. Ons kom by mekaar by die kerk, nie omdat ons bang is vir die ouderlinge of die predikant of die diaken ons raak op die winkel nie, maar ons kom by mekaar vir die Here. Ons doen dit vir die Here. En dan sê hy vir ons doen dit ook sodat wanneer ons op ons pad tot heiligmaking mekaar kan herinner. Sodat ons mekaar kan sê waar sonde is. Ons leer dit uit die prediking, maar ons leer dit ook wanneer iemand met ons praat daaroor. Sodat ons kan sê, jy wat die kerk toe kom, dit is verkeerd, kom terug. Jy wat hoogmoedig is, moenie hoogmoedig wees nie. Lê die trots neer. Jy wat skinder van ander, hou op skinder. Jy wat saam bly voordat jy getroud is, moenie saam bly nie. Jy wat seksuele omgang het voordat jy getroud is, moenie dit doen nie. Daar waar drankmisbruik is, taalmisbruik is, alles wat sonde is, word aangespreek wanneer ons by die Here is, sodat ons wegkeer van dit af en terug na die Here toe. Ons keer terug na God toe. Ons voeg onsself by 'n ware kerk. En wat is die ware kerk? Die ware kerk is wat ons lees in artikel 29. Dit is die plek waar ons die woord suiwer hoor, waar ons die bediening van die sakramente kry en waar die kerklike tug ter sprake kom. Waar hierdie 3 elemente is, sê die belydenis, sê die skrif, is ware kerk.
Nie noodwendig die grootste kerk nie, nie noodwendig die mooiste kerk nie, dalk het daardie kerk ook net 5 lidmate, maar dit is waar die kerk. Daar waar jy kan hoor dat jy is welkom, al is jy 'n sondige mens, en jou sonde kan bely voor God. Daar waar jy net kan wees en genees in die teenwoordigheid van die Here, maar ook broers en susters wat jou ondersteun en lei. Die syferwoordverkondiging sien ons hoe Paulus het skryf in 2 Timoteus 4 vers 2. En hy sê, soos ons reeds sê, tydig en ontydig, maar dan sê hy ook, weer lê, met ander woorde, daar waar ons sien valse dwalings is, soos 'n paar weke terug, weer lê dit. Bestraf dit. Bestraf daar waar sonde is. Vermaan en roep op en leer die lankmoedigheid en geduld van die Here ken. Die Griekse woord wat Paulus hier gebruik om Timoteus te sê hy moet doen, die verkondiging sê daarso, roep uit met gesag die boodskap van die koning. So dit is nie ons wat dit sê nie, dit is God wat dit sê in sy woord. Die hele skrif getuig van die wil van die Here. En ons moet dit verkondig. Die punt van die rol van 'n predikant en van 'n ouderling is nie om net te motiveer nie, is nie net om te bemoedig nie. Hulle is nie sielkundiges nie. Hulle is daar om die woord van God bekend te maak. Die taak is nie altyd lekker of maklik nie, want dan sal aanslag kom. Maar dit is belangrik om te besef, daar waar die woord afgewater word en nie weer bedien word nie, is waar die kerk haar identiteit verloor. Wanneer die kansel stil raak, word die gemeente blind. Daarom is die woordbediening die eerste teken van die ware kerk, waarom dit so belangrik is. En dit is waar ons ook herinner word aan die Heilige Gees, wat in ons werk, sodat ons ook in ons persoonlike lewe by die huis, by die werk, in gesprekke, in familiesverhoudings, kan sê, daar is vermaning, daar is bemoediging, tydig en ontydig. Waar die woord suiwer verkondig word God se wil bekend. En daarom is elke lidmaat ook opgeroep om te sê, maar daar waar iets wat nie vir my goed klink nie in die prediking, praat met jou ouderling. Dit is nie nodig om dit op allerlei staatsplekke vir geskinnery om op sosiale media te plaas nie. As daar iets fout is in die prediking, praat met jou ouderling, praat met die predikant, want so hou ons ook die woordbediening suiwer. Praat daaroor, nie agteraf nie, maar openlik. As daar iets fout is, praat met jou ouderling. Praat met die predikant. Die tweede teken wat ons dan sien is die bediening van die sakramente. Ons sien dit herhaaldelik hierdie skrif. 1 Korintiërs 11 sê vir ons, waar Paulus sê, gebruik die nagmaal so dikwels as julle kan bymekaar kom tot sy nagedagtenis. Die brood wat ons breek is die liggaam waarmee ons vereenselwig. Die liggaam wat gebreek is vir totale versoening van al ons sondes. Dit is nie 'n simpatie wat ons net gebruik wanneer ons by die huis nagmaal wil vier nie. Die bloed is die wyn wat ons drink, wat die gemeenskap is met die bloed van Christus, tot 'n volle versoening van al ons sondes. Dit is nie rooi koeldrank wat ons net gou drink, wanneer ons normaal op ons nagmaal gebruik. Dit is tekens, die sakramente wat ingestel is deur God self. Die doop. Ons lees van die doop in Matteus 28, sowel as in Romeine 6, vers 3 tot 6. Die doop van kinders, maar ook die doop van mense wat tot bekering kom, wat nog nie gedoop is nie. Dit is tekens van die genade van God, sigbaar, waarin ons deel. Dit is 'n seël en teken van ons geloof, ook in Christus. So daarom kan ons nie na 'n kerk toe gaan, wat dit nie so hanteer nie. Indien die nagmaal nie ten minste 4 keer per jaar bedien word nie,
is dit ons as lidmate se plig om ook kerkraad attent te maak daarop. As die doop nie bedien word by kinders nie, en ons sien die kinders word ouer en daar is nie 'n doop nie, moet ons daardie ouers oproep om dit te kom doen. Ons moet die kerkraad attent maak daarop. Dit is nie uit tradisie uit nie. Dit is 'n belofte wat die ouers maak voor God. Nie die predikant of die ouderling of die diaken nie, maar die ouers. En daarom is dit so verskriklik gesagvol wanneer ons uiteindelik ook daai belofte maak voor God. Die ouer beloof, ek sal my kind leer volgens die Here se wil. Die volgende ding wat ons sien, die teken van die ware kerk is in 1 Timoteus 5 vers 20. Die bediening van die tug. Die wat sondig dit, of Paulus skryf, die wat sondig, bestraf hulle in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander vrees kan hê. O nee, maar die tug is so oudtyds. O nee, ons kan nie tug nie, dis liefdeloos. Dus laasweek al daaroor gepraat, ek wil nie weer uitbrei nie. Jesus is liefde, maar Jesus is ook torenagtig. God is torenagtig. Op die laaste dag wanneer Christus terugkom om te oordeel oor die wat lewe en wat reeds gesterf het, gaan hy nie net sê ek is liefde, almal kom na my toe nie. Daar sal 'n oomblik wees waar hy sê dat jy gaan nou vir die res van vir altyd God se verlatenheid beleef. Hoe is dit liefde? Die tug is 'n liefdesdaad. Dit is omdat almal deesdae wil hê 'n geloof in godsdiens is vry. Ek kan doen wat ek wil. Niemand wil verantwoordelikheid vat vir hulle godsdiens of vir hulle dade nie. Die woord tug beteken letterlik vaderlike omgee en opvoeding. Daar selfs 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê tug die wat jy liefhet. Dis in die spreekwoord. Omdat ons liefhet, daarom tug ons. As ons nie getug het nie, dan wys dit dat ons nie regtig omgee oor enige lidmaat nie. Dan wys dit dat ons nie regtig omgee oor mekaar in verhoudings. Wat se ouer? En ek is oortuig daarvan die antwoord is nee. Wat se ouer sal 'n kind met oop oë voor 'n trein in laat loop en sê, "Hardloop, kom kry die bal aan daai kant." Geen ouer sal dit doen nie. Geen ouer sal hulle kind toestemming gee om met 'n dodelike slang of skerpioen te speel op 2 jarige ouderdom. Tug die wat jy liefhet. Om 'n vermaningsbrief te kry, kan ons nie sê, ja, kyk wat ek my kerk te doen. Dit is juist die kerk se punt om dit te doen. Dis 'n plek om dit te doen. Ons het met ons belydenis van geloof gesê dat ons onsself onderwerp aan die kerklike tug. Wanneer die kerk sonde ignoreer, verloor die kerk haar geloofwaardigheid. Tug beskerm die gemeente teen dwaallering. Tug beskerm die lidmaat. Tug beskerm die lidmaat sodat hy uiteindelik ook kan terugkom tot die Here en bekeer. Dis 'n liefdesdaad. Dis nie om te sê, maar kyk wat jy doen nie. Dis om te sê, maar dit is nie die wil van die Here nie. Kom ons draai terug na God toe. 'n Gemeente wat nie die tug, die sakramente of die woordbediening ernstig vat nie. Dis basies net 'n sosiale klag. Waar ons goedertjies doen vir die gemeente en gemeenskap. Wat van uiterste belang is, dat ons altyd onthou dat tug handel in liefde. Dis omdat ek omgee vir jou. Indien ons wel 'n vermaningsbrief of 'n tugsaak het, moet dit nie sien as die kerk, die ouderling, maar kyk wat het die dominee gedoen nie. Sien dit as die liefdevolle hand van God die Vader, wat omgee, wat terugroep. As maar net die hele Ou Testament amper vat, hoe die profete oor en oor gesê het, maar bekeer julle, kom terug na die Here toe. Wat julle nou doen is verkeerd. Die afgode, die losbandigheid, die gierigheid, bekeer van dit.
Drie is die oproep in ons geloofbelijdenis, sowel as die skrif baie duidelik vandag. Voeg jouself by tot die ware kerk. Moedig ander mense aan om dit ook te doen. Praat met geliefdes, praat met kollegas. Sê vir hulle wat is die tekens van die ware kerk. Roep mekaar op en herinner mekaar aan die wil van die Here. Laat die kerk jou ook lei. Laat God self deur die ampte in die kerk. Christus is die hoof. Laat hom deur die ampte in die kerk jou ook lei om die suiwer woord te hoor, die sakramente te vier, en jouself te onderwerp aan die kerklike ting. Want so kom God se koninkryk ook hier op aarde. Amen.